Hier speel van ou Rocky, né? The Eye of the Tiger. Nou, maar dit is ook gepas gewees het, want ons is mos wenners, né? Prys die Here daarvoor. Nee, baie dankie vir daardie en is heerlik om hier by julle te wees weer na al hierdie tyd. Prys die Here daarvoor. Ek en Anne-Marie, ons het 6 kleinkinders. En daar's baie kere daai kompetisie, oupa, vir wie is jy die liefste? Nou, oupa, wat een is die belangrikste vir jou en wie is jou gunsteling? En dis baie moeilik want elkeen het 'n spesiale plekkie in jou lewe. Maar daar's hierdie ene wat hulle nou beskou as oupa se oogappel, ou Lily. Nou, hulle is seker nie verkeerd nie, want Lily het sonder haar eie pa groot geword. So ek het hom maar seker daardie rol in haar lewe geneem. Maar daar's hier so 'n les en daar's 'n rede daarvoor. Daar was 'n ontmoeting, 'n baie spesiale ontmoeting gewees. Eendag, ag, sy kon nog net regop sit. Het ek haar so gevat en ek het haar hier in my bakkie gesit hier. Ek het een van daai bakkies, my bakkie het 'n bench sitplek gehad, daai banke binne en ek sit daar in die middel en ek skakel die bakkie aan en ek kyk haar so. Ek dink ek het sou haar ma gaan haal dit by die werk. En ek kyk haar sê, sussie, ons gaan vir mamma haal. En sy kyk vir my om daar die oomblik glimlag. Ek dink is die eerste keer wat sy geglimlag het vir my. En sy glimlag vir my en daar's hierdie koneksie. Daar's ewe skielik net hierdie verbintenis wat nooit weer gebreek sou word nie. Oupa was alles. Ek gaan vir julle nou sê, dit was nie altyd 'n goeie ding nie. Want ek moes wegkruip as dit tyd is om doeke te ruil. Dit is nou nie vir my die lekkerste ou werkie nie. En as oupa daar is, moes oupa dit doen. Net oupa, niemand anders nie, né? En so het dit gegaan en eendag, as sy is bietjie groter gewees, het sy kinkoes gehad en ek is die ou wat saam met haar moes sit en wat by haar moes sit en haar help om weer asem te haal as sy paniekerig geraak het, want jy weet dan hiperventileer sy sukkel om asem te kry. En so het dit gegaan. So het dit al die tyd gegaan. Daar was hierdie ontmoeting, daar het hierdie ding gebeur. Nou wil ek vir julle sê, ek is nou vir julle klomp mossel baie mense baie lief, hoor. Julle is 'n klomp oulike mense. En wanneer ons hier weggaan, is dit altyd 'n bittersoet ervaring. Jy weet wat is bittersoet, né? Dis soet wanneer jy gaan terug huis toe en jou mense is bitter want jy gaan hier weg. Nee, dit voel jy wil jou een voet hier hê en een voet daar. So daar is nou altyd maar hierdie gedagte, daar's maar altyd hierdie idee. En dan wanneer ons hierso nou weggaan, dan dink ek myself, ek sal dan van hou daarvan om 'n bediening hier te hê. Nou is daar 2 maniere wat 'n ou kan doen, hè. Ou kan hier by die baas kom staan en skimp en hoor en kyk of daar nie dalk vir jou 'n ou werkie is dalk nie, né. Die ander een is jy begin nog 'n woord en waarheid bediening iewers by die kus. En nou het ek so voor op die waap kollega pastoor Henny Welkind. Ek sal nou nie kyk in sy rigting nie, maar hy het nou klaar die klaar die ooste kant gekies, George. Nou gaan ons huis toe, nou kom ek by die huis aan. Nou gryp ek sommer net daai die lig uit. En ek sê vir die kinders, ek kondig aan. Ek en julle ouma, ons gaan nou 'n woord en waarheid in Stilbaai begin. Ek gaan nou na die weste kant toe, né? Ons gaan in Stilbaai begin. En nou is daar ja, ek weet nie of nou profeteer hier vanaand nie, né? Ek sê vanmôre, ek is so gewoond om die oggend te preek. Maar in elk geval gemengde gevoelens. Party dink is dalk 'n okay idee. Maar Lily sê nee, onder geen omstandighede nie. Ek soek nie my oupa daar ver nie, ek soek my oupa hier naby. En ek sê, ag sussie, maar is mos lekker. Jy kyk elke vakansie dat julle oupa en ouma by die see. Dis mos lekker. En ons sal gereeld by julle kom kuier. Nee, dis nie dieselfde nie. Ek soek nie my oupa daar ver nie, ek soek my oupa hier by my. 2 dae daarna, toe kom sy met 'n stuk papier en 'n pen daaraan. En sy stel 'n kontrak op. Ek, Lily Ann Creer, onderneem om nooit eendag te trou nie, en in ruil daarvoor onderneem my oupa, Frans van Odee, om nooit uit Edenburg uit weg te trek nie. En ek moes daai ding teken. Ek moes dit teken. Dit laat my dink aan 'n ander geval. Sy soek nie 'n oupa ver, sy soek 'n oupa naby. 'n Duitser met die naam van Dietrich in 1944. In 1944 is hy daar in 'n dorpie en stad in Duitsland in die oorlog. En hy is beseer. Hy lê daar op 'n draagbaar by 'n stasie. Lyk my hulle het die stasie gebou gevat en dit nou 'n noodhospitaal gemaak in die oorlog. En hy's ernstig beseer. En hy voel nie lekker nie en hy kyk so en daar's 'n stuk van die dak weg. Hy sien die sterre daarbo. Maar lyk my iemand vorentoe ook daar gelê. Daar's 'n gedeelte wat die plafon nog reg is en hy het daar geskryf, daar ander kan die sterre. Is ek seker moet daar 'n Vader wees wat lief is vir my.
En hy sê nee, Here, dis nie goed genoeg nie. Ek soek nie 'n Vader wat daar aan 'n kant die sterre is nie. Ek soek U hier. Ek het U hier nodig, hier waar ek in pyn is. Ek het U aanraking nodig. Hier, nou, waar ek nou is, nie daar ver nie. Dis amper soos Lily nou gesê het, né, 'n kontrak opgestel het en gesê het, ek soek nie 'n oupa daar ver nie, ek soek 'n oupa hier. Nou ek het vir julle baie goeie nuus. Ken julle die hart van die Here? Ons lees sommer vroeg daar in Genesis 3, vers 7 en 8 die volgende. Ek dink ek gaan dit daar vir jou gooi. Genesis 3 vers 7 en 8. Dan staan daar: en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, hy het vir hom gesê Ayeka. As hy Hebreëus gepraat het, het hy gesê Ayeka, waar is jy? Ons weet natuurlik nie of Adam hulle Hebreëus gepraat het nie, nee, ons weet nie watter taal hulle gepraat het nie. Maar in elk geval, hy vra, waar is jy? Het jy ooit daar gedink? God wandel in die aandwindjie. Hoekom het hy jou geskep? Hy het jou geskep na sy beeld. En hy het dit nie gedoen vir die lekkerte nie. Hy het dit gedoen want hy het 'n behoefte. Hy het 'n behoefte om saam met ons te wandel in die aandwindjie. Hy het 'n behoefte om hier by ons te wees. Dit is sy hart. Is dit nie so nie? Maar vir ons was dit nie goed genoeg nie, nee. Kyk, ons mense is mos snaaks. Het julle geweet wat se oorspronklike sonde? 'n Appel. Nee, is nie 'n appel nie. Dis nie 'n appel nie. Die mens wou kennis hê. Die mens het behoefte aan kennis gehad. 'n Klein kindjie. En 'n klein ou chokkertjie, né? Seentjie of 'n dogtertjie, Lily, wie ook al. Jou pa kan nou die wonderlikste, die rykste ou wees of hy kan nou die swakste mens wees wat daar is. Maar jy dink jou pa is alles, né? Hy kan alles doen. Hy is die slimste van almal, hy is die beste van almal, hy is die rykste van almal, hy is die sterkste van almal, né? Ou Rocky Balboa. Hy is die sterkste van almal. Dit glo jy. As jy glo soos 'n kind. Maar hulle doen kennis op. Ons wil alles uitgefigure hê. Alles moet vir ons sin maak. Anders glo ons dit nie. Nou raak ons soos tieners. Ken jy 'n tiener? Party tieners, hulle weet alles. Skielik weet pappa niks. Amen. Skielik weet pappa niks. Die Here sê, ons het gefaal. En sonde en God is nie versoenbaar nie, maar hy het ons nie gelos nie. Hy het ons nie gelos nie. Hy het 'n behoefte om by ons te wees. Hy het 'n behoefte om by ons te wees. En daarom sê die woord vir ons, hy sê vir ons daar, ek wil vir jou sê, het jy ontmoeting gehad met die Here? Het jy ontmoeting gehad? Voor ek enigiets verder sê, want dit is ons probleem. Maar voor ons kom by die ontmoeting, wil ek gou vir jou lees, wat sê Jesaja 65 vers 1. Jesaja 65 vers 1 sê, ek het my laat raadpleeg deur wie nie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek. Hier is ek. Die Here wil gevind word. Die Here klop by die deur. Hy klop aan die deur van jou hart. Hy sê, en al wat jy moet doen is om vir my oop te maak. Al wat jy moet doen is om vir my oop te maak. Ek het 'n plan. Ek het 'n plan gemaak. Ek het deur die jare mense gestraf. Ek het die sonde gestraf, maar ek het die mens nie vernietig nie, want ek het 'n behoefte om by jou te wees. Ek het 'n behoefte om hier tussen julle te wees. En daarom kom die belofte, soos ons lees, onder andere Jesaja 7 vers 14 lees ons dit, Jesaja 8 vers 8 en dan ook Matteus hoofstuk 1 vers 23 lees ons van, ek gaan nie baie tekste nie, net hierdie paar. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Wie met ons? Nie 'n profeet net met ons nie, nee. Nie sommer maar net iemand wat gestuur is nie. Daar's soveel mense wat nie besef dat Jesus Christus is God nie. Jesus Christus is God. Hulle sê, maar die Here sê dit nêrens nie. Hy claim dit nêrens nie. Hou, ken hy sy Bybel? Die Here sê uitdruklik in Johannes 8 vers 58, hy sê, nog voordat Abraham was, ek is. Eintlik sê ons vertaling is ek, maar eintlik het hy gesê ek is. Dieselfde wat hy gesê het vir Moses daar in Exodus 3, toe hy gevra het, wie is jy? Toe het hy gesê ek is. Ek is wat ek is.
Die Here Jesus verklaar dit. Die woord sê verder in 1 Johannes 5, vers 7 en 8, sê hy daar, of vers 7, daar's 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Wie is die Woord? Die Here sê daar in Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. In vers 14 sê, en die Woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Die Here het so begeerte om by ons te wees, dat hy 'n plan gemaak het. Wie het swanger geword? 'n jong vrou, 'n jong meisie, nie 'n maagd. Hoekom 'n maagd? Want God is rein. Want die Here Jesus Christus is rein. Hy en sonde is nie versoenbaar nie. Hy is nie net 'n profeet nie. As hy sommer maar net 'n profeet was, het hy soos alle ander profete 'n ma en 'n pa gehad, 'n aardse ma en 'n aardse pa. Maar hy is deur die Heilige Gees, en dis die bewys, hy is deur die Heilige Gees ingegee. Verder moes die vrou rein wees deur wie hy in die wêreld inkom. Hy moes as 'n mens inkom, 'n reine mens moes hy inkom. As geen ander manier, anders kon hy nie vir ons sondes gesterf het nie. Prys die Here daarvoor dat hy ingekom het. Dis hoekom sy 'n maagd moes wees. Het jy geweet wat sê party kinderbybels? Ek weet nie of julle dit al gelees het nie. Die mense is so uitvoering uit, dat ons dit toelaat en ons besef dit nie. Daar staan in die kinderbybel, party kinderbybels, dat Jesus Christus is gedoop. Hoekom? Sodat hulle sy sondes kon afwas. Eina. En mense koop daai goed vir hulle kinders, want hulle het nie meer daai voeling nie. Ek wil vir jou vandag vra, het jy 'n ontmoeting al gehad met die Here? Daar's 'n jong meisie, sy kom nou die dag na my toe, na die diens. Sy vra vir my, pastoor, kan ek jou gou pla? Hulle drink tee en koffie, ek is in die kantoor. Ek sê, kom in. Sy sê vir my, hoe is dit om die aanraking van die Here te voel? En nou probeer ek vir haar verduidelik. En ek hoop sy is toe nou tevrede daaruit. Ek dink toe, maar ek sal weer 'n bietjie met haar werk, dat hulle nou net gaan tee drink. En agterna, toe sy kom groet, toe vra sy, Here, ag pastoor, kan ek volgende week die aanraking van die Here beleef? En ek wou haar uittrap, ek sê, maar ek het dan 'n altaar oproep gemaak. Hoekom het jy nie uitgekom nie? Maar die Gees van die Here, net daar raak hy my aan en sê, nee, los, daar's iets wat ek vir jou gaan openbaar. Deur haar gaan ek dit vir jou openbaar. Geen net kans, dat ek dog nie, okay, ek sal dit los. Maar die rede hoekom sy het gevra het, want ek vra nie vir mense, wanneer het jy tot bekering gekom nie. Ek vra nie vir mense, wanneer is jy weergebore nie, want almal sê, nee wat, daar's ou oomies en ou tannies wat sê, man boetjie, ek het in die kerk groot geword. Nou sê ek, oom, dis nie wat ek jou gevra het nie. Ek het ook in die kerk groot geword. Ek was in my 40's voordat die Here my aangeraak het. Jy kan nie sonder dat jy aanraking van die Here gehad het nie. Jy kan nie sonder dat jy hom aangevoel het nie. Jy kan nie sonder dat jy sy stem gehoor het nie. Ek sê nou vir jou, kan jy nie weergebore word nie. Hy kan nie jou hart verander voordat jy nie absoluut oorgee in hom nie. En hy wil dit hê. Hy klop en hy sê, jy moet oopmaak. Prys die Here daarvoor. Dis hoekom sy daardie vraag vir my gevra het. Maar nou wil ek vir jou vra, het jy regtig al 'n aanraking van die Here gehad? Want jy sien, mense is besig, hoor mooi. Hulle is besig met die dinge van die Here. Hulle is nie besig met die Here van die dinge nie. So 'n klompie jare gelede, ek en pastoor Anne-Marie is daar by 'n kursus, en ek word daar voor in die kerk gesit, en ek moet nou daar staan, en nou word daar vir die kursusgangers gevra, dat die Heilige Gees iets moet openbaar oor my, vir hulle. Een of ander profesie. En daar is so 2 of 3 mense wat hulle hande opsteek, en hulle sê 'n paar goed wat eintlik redelik algemeen is. Maar ek sien vir ou Albie is ook al by Jesus, hy is nie meer by ons nie. Baie groot vriend van my gewees. Hy sit so teen die muur. En hy het ook sy hand opgesteek. En hulle vra, okay Albie, en Albie sê, man, ek sien, hy hou sy hand so, hy sê, ek sien 'n koppie koffie. Ek dog, joh, dit gaan nou interessant wees, wat gaan nou hier uitkom? En Albie sê, ek sien hoe jy sit, die Here sê vir my, ek mis die dae wat ek en jy gesit en kuier het oor 'n koppie koffie. Wie en ek kry eintlik so salwing, ek kry eintlik so hoendervleis, want nadat ek my hart vir die Here gegee het, elke liewe oggend, dan het ek daai eerste koppie koffie, ek sien nog daai breinstoel, daar die sitkamer, dan gaan sit ek daar, ek sit die bekertjie koffie daar, en dan gesels ek net met Jesus. Lees nie Bybel nie, niks anders nie, ek gesels net met hom. En hy sê hy mis dit, en ek het besef toe ek in die bediening ingaan, toe het ek begin meer met die dinge van die Here besig geraak as met die Here van die dinge.
Prys die Here daarvoor dat hy vir my gehelp het om weer daai pad reguit te kry. Maar ek wil vandag vra, hoeveel mense is besig met die dinge van die Here? Gaan kyk 'n bietjie as daar allerhande probleme kom, gaan kyk 'n bietjie as daar pandemies kom, gaan kyk 'n bietjie as daar oorloë, gerugte van oorlog kom. Dan sien jy hoe paniekerig raak mense, want jy sien vir hulle is hierdie wêreld is die prys. Die ewige lewe is maar net 'n verwagting, dis net 'n troos. Dis net as ek nou sou sterf, dan is daar darm iets om te verwag, maar dit is nie waaroor dit gaan nie, dit gaan vir my oor hierdie lewe. Oor hierdie lewe, ek wil vir u vanaand sê, hoor vir my baie mooi, hierdie lewe is net 'n voorsmaakie. Julle weet wat sy hors d'oeuvre, né? Ek hoop ek sê dit reg. 'n Voorgereg, eintlik net so 'n geurtjie. Dis waaroor hierdie lewe is. Die hoofgereg kry ons daar, Openbaring 19, wanneer ons daar aan daardie tafel gaan sit, as die bruid van Christus, wanneer ons daar gaan sit en saam met die Here maaltyd gaan hou. En ek wil vir sê, dit gaan nie oor die maaltyd nie, net soos dit nie vir die Here gegaan het oor die koppie koffie nie, dit gaan oor daai fellowship, dit gaan oor daai samehorigheid, wat hy met ons wil hê, want hy begeer om by ons te wees. Ons is na sy beeld geskape. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, jy's gees met 'n siel binne 'n liggaam. Dis die drie enige God. Hy's Heilige Gees. Die siel is die hoof van God, die liggaam is Christus. Hy het ons omdowe nie te nie. Hy wil hê ons moet dieselfde lyk. Ons het dieselfde behoeftes, dieselfde begeertes as hy. Vir samehorigheid, vir fellowship. En dis wat hy begeer, hy wil tussen ons wees. En dis hoekom hy toe kom. Dis waaroor hierdie naweek gaan. Wat die Here Jesus gekom het om hierdie dinge reg te maak. Om dit te herstel wat ons verkeerd gemaak het, sodat hy wat kan doen? Saam met ons in die aandwindjie kan stap. Sodat ons kan gaan soek en kan roep, Hayeka, en dan kan ek sê, hier is ek, hier is ek. Maar die vraag is, ken hy jou naam? Ken hy jou naam? Want hy is besig om, hy sê, hy maak vir ons plek reg. Hy sê dit daar in Johannes 14, hè? Hy sê, ek gaan 'n plek gereed te maak in my Vader se huis. Nou ons in die plaas het ons tot verlang nadat die kinders uit die huis het ons nog gepraat van Dolf se kamer en Jean-Marie se kamer en Tanya se kamer en Jolandi se kamer, want daar's 'n eienaarskap in hierdie kamers. Ons het fellowship, ons ken hulle, ons is lief vir hulle. Ken die Here jou naam? Die Here Jesus kom en hy vertel en hy kom by 'n jong man kom by hom. Ek dink is in Markus 19 en ek dink Lukas 17, ek praat nou onder korreksie, kan jy lees van hierdie ontmoeting. Die jong man kom by Here Jesus Christus en hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En eers sê Jesus vir hom, hou die gebooie. En die jong man, wetende in sy hart, dat hy kan nie, hy jok, hy sê hy doen dit, maar hy weet in sy hart, daar's geen mens wat die gebooie van God kan hou nie, net God kan. Net God kan, dis ek wat vir ons gegee het. En hy sê, wat kan ek nog doen? En Jesus Christus sê, verkoop jou eiendom, verkoop jou besittings, gee dit vir die armes en volg my. En wat het die jong man gedoen? Hy was hartseer en hy het weggestap, hy kon dit nie doen nie. Jy sien, hy's besig met die dinge van die Here, nie met die Here van die dinge nie. Dis net die troos, hy is nie bereid om prys te gee nie. Die Here sê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die hemel te kom. En ek wil vir jou sê, al is jy skatryk vandag, hy praat nie van jou nie. Hy praat van mense wat nie bereid is om die wêreldse dinge prys te gee vir hom nie. Ons hou vas aan hierdie wêreldse dinge, ons hou vas aan die wêreld. Ons gee nie oor nie, dis hoekom ons nooit 'n ontmoeting het nie. Dis hoekom ons nie daai aanraking het nie, dis hoekom ons nie daai salwing kan beleef wat baie ander beleef nie, want ons gee nie oor nie, ons het so mooi gesing vanaand oor oorgee. Maar die Here praat van wie? Hy praat van 'n ryk jong man. En dan kom ons by Lukas 19 en daar's ook 'n ryk man. En hy volg Jesus en hy klim in 'n boom. En ons lees nie dat die Here ooit hom van tevore ontmoet het nie, en die Here kyk so op. En hy sê, Saggeus, klim uit die boom uit. Klim uit die boom uit, vanaand gaan ek saam met jou aan huis gaan. Ek gaan by jou wees vanaand. Maar hy het 'n naam. Hoekom het hy 'n naam? Want hy soek die Here. Hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Jy sal verder lees, hy sien, hy's bereid om alles prys te gee vir die Here Jesus Christus. Die Here vertel ook vir ons 'n gelykenis van die ryk man en Lazarus. Nou baie mense glo dit het werklik gebeur. Nee, dis 'n gelykenis.
Hulle sê omdat hy die naam Lazarus gegee vir een van die karakters. Ek wil vir julle sê hy het sy vriend Lazarus se naam gegee vir die karakters, want wat hy vir ons daardeur sê is, daar was 'n ontmoeting. En hy sê, as ek 'n ontmoeting met jou gehad het, is jy my vriend. En daarom het hy 'n naam, terwyl die ryk man nie 'n naam het nie. As jy nie 'n ontmoeting gehad het nie, is daar nie 'n naam nie. Nou gaan ek vir julle 'n eina storie vertel. So amper 'n jaar gelede is daar so 'n rugby game daar in Bloemfontein, nee. Tussen die Cheetahs en die WP, dink ek gewees. En en die manne kom en hulle adverteer, daar's 'n boer, hy kan nie meer gaan nie en hy kom op die boeregroep en hy sit, daar's 3 kaartjies beskikbaar en ek kyk hy kaartjies, ek dog, joh, is dit wat ouens betaal vir 'n kaartjie? Rugby te gaan kyk vir 2 of 3 ure. Ek weet nou nie of dit losie kaartjies is en of dit op die stadion is nie, maar ek dog, joh, jy gaan sit met hierdie kaartjies, Boeta, 5 minute. 5 minute. Dus daai kaartjies nie net verkoop nie, maar hy vra asseblief die mense moet ophou om te pla, die kaartjies is uit. En ek dog myself, joh, die mense is bereid om dit te doen. Nou in die kerk is ons te bang om te vra vir tiendes, ons is te bang om te vra vir offergawes, want jy sien, ons kry mos alles verniet. Nee, ons kry mos alles verniet. Maar die manne maak daai manne ryk, hulle gee nie om nie. Ja, dink ek vir myself, joh. En dan moet jy gaan kyk wat gebeur daar. Nou, ek gaan nou nie na julle toe wys nie, ek gaan nou maar met my rug na julle toe staan. Maar nou kry jy daai ouens op die stadion, dan gaan kyk jy die rugby. En die helfte van die ouens skree en is Mexican waves en hulle gaan te kere en die helfte van die stadion gaan en hulle aanbid hierdie 15 spelers. En die ander helfte gaan en hulle aanbid daardie 15 spelers. Nou ek het nie verkeerd gepraat nie. Dis aanbidding. Ek beleef dit as 'n aanbidding, want hulle is mal oor daai ouens. Hulle ken alles van daai ouens af. Wanneer is hy gebore? Wat is sy gunsteling kos? Wat is sy hond en sy kat se naam? Hulle weet alles van daai ouens af. Daai ou het hom nog nooit ontmoet nie, maar hy weet alles van hom af. Maar as ons praat van die Here, dan gaan jy geskok wees hoe min mense en hoeveel weet hulle van Jesus Christus. En dan wil hulle ook nie kerk toe kom nie, en as hulle kerk toe kom, daar gister by die rugby was dit Mexican waves gewees, en hulle het gecheer, en hulle het te kere gegaan, en hulle wou party wou mekaar boks gewees, jy weet, oor die dinge. Maar, ja, kom staan, ek sê nie dis hier nie hoor, maar party kerk, en dan staan hulle nie daar. Hulle loof en prys nie die Here nie. Jy hoor nie amen sê, jy hoor nie einas nie, jy hoor nie hallelujas nie. En party lyk absoluut vervelig. Dan dink ek myself, nou waar lê die aanbidding, né? Party gaan nie kerk toe nie. As jy nie, ons kyk dit sommer op die TV. Nou ek weet partykeer kan jy, daar's 'n diens wat jy graag wil kyk en jy kan nie daar wees nie. Maar party ouens kan daar wees. Hulle kan daar wees, maar hulle wil nie. Maar gaan sê vir hulle kyk jy rugby op DStv, as mens klaar betaal, die kaartjies is so duur. Nee, dis nie dieselfde nie. Dis nie dieselfde nie. Ek wil vir sê aanbidding is ook nie dieselfde nie. Dis nie dieselfde nie. Jy wil wees, as jy kind is van die Here, as jy ontmoeting gehad het, dan wil jy fellowship ook hê. Jy wil, die liggaam van Christus het baie lede. Prys die Here daarvoor. Hy wil hê. Ons wil tussen mekaar wees. Ons wat kilometers ry, wil ons nie as 'n voorbeeld gebruik nie, maar dis 'n hoogtepunt, want dit is lekker om die Here te loof en te prys saam met ander lede wat ook soos jy voel oor Jesus, wat ook 'n ontmoeting gehad het. Wie ook Jesus, hy ken ook hulle name. Prys die Here daarvoor. Ander gaan glad nie sê nie, ek het maar my persoonlike verhouding met die Here. Ek sê nie jy het nie. Maar ek gaan vir jou sê, gaan jy tevrede wees? Ek vir jou sê, jy kyk nie die game nie en jy kyk dit ook nie op TV nie. Ek sal vir jou die skoor agterna gee. Ek kan vir jou sê, ek kan klaar die skoor gee as dit by die Here kom. Maar as jy tevrede daarmee, nee man, ons wil ons die Here loof en prys, ons wil die Here mos dien, ons wil hom ons volg, ons wil mos daai aanraking hê van die Here. Is dit nie so nie? Prys die Here daarvoor. Nou ek wil net as julle gewonder het oor Lily, dis nou 2 jaar later, nou het ons 'n rugby praat. Sy is nou al so 'n jong tienertjie, en sy het toevallig nou 'n kereltjie, wat rugby speel in die eerste span. En nou voor ons ry, nou sê ek vir haar, hoorie sussie, ons gaan nou weer Mossel Baai toe. Daai kontrak ek seker maar opskeer. Sy wys vir my so. Sy sê, oupa, lees wat die kontrak sê. Die kontrak sê ek sal nie trou nie, dit sê niks van boyfriends nie. Nou ja, dis aan my nou leer om die fynskrif te lees in daardie kontrak. 'n Ontmoeting met die Here, het jy al 'n ontmoeting gehad? Ek wil vir jou sê, daardie ander jong meisie wat ek van gepraat het, wat daardie oggend vir my gevra het, gesê, ek wil 'n aanraking van die Here hê. Daardie aand laat kry ek 'n boodskap, en sy kom en sy sê vir my, pastoor, kan ek jou pla? Ek sê,
pla my, is reg. Sy sê, en sy slaan oor na Engels, sy sê, Pastor, how do I get a meeting with the Lord? Nou ja, ek het vir haar gesê, ek sal volgende week vir jou sê, die volgende week toe kom ek. Want daai oomblik, toe sy dit vir my vra, toe sien ek, weet waarmee is hierdie kind besig? Weet waarmee is, en dit is so wonderlik as die jeug met dit besig is, want die kerk het, veral by ons, plek vir ou mense geword. Die jeug stel nie meer belang nie. Maar ek het kon vir haar sê, ek het daai volgende week het haar uitgehaal, ek het haar gesalf, maar ek het vir haar sê, weet wat, jy het reeds 'n aanraking gehad. Jy het reeds 'n aanraking gehad, dis hoekom jy honger is vir die Here Jesus Christus. Dis hoekom jy hom soek, want jy het reeds daardie anointing gehad van die Here. Het jy al daai aanraking gehad? Het jy dit al gevoel? Die Here Jesus Christus het homself verneder, hy het mens kom word vir ons. Ek wil vir jou sê, ek het so 'n paar dinge hier gesê, dinges, hy het gewerk, ons lees in Markus 6 vers 3, hy was 'n skrynwerker, hy het kom werk, net soos ek en jy, so lief het hy ons gehad, om mens te wees en te werk. Hulle was arm, weet julle dat hulle arm was? Ons lees in Lukas 2, toe Maria moes offer, het sy duwe geoffer. As jy nou mooi gaan lees in Deuteronomium, sal jy sê, die arme mense wat nie 'n lam kon bekostig nie, moes 2 tortelduwe, moes hulle offer. Hy het honger gehad, ons lees in Markus 11, dat hy honger gehad het, ons lees dat hy dors gehad het, die Samaritaanse vrou, waar hy kom by die put en hy sê, skep vir my ook water, want ek het dors. En natuurlik, daardie Vrydag, toe hy gekruisig is, toe dit volbring is, wat hy sê, ek het dors. Hy het hartseer beleef, hy was bitterlik hartseer toe Lazarus oorlede is. Hy was bitterlik hartseer toe hy op daai eseltjie se rug die Sondag voor die tyd in Jerusalem inry en hy weet Jerusalem gaan vernietig word, maar daar's nie een daar binne nie. Ek dink ook hy was baie hartseer toe hy sien hoeveel mense palmtakke en klere voor sy voete gooi en oor 'n paar dae, dan gaan hulle sê kruisig hom, kruisig hom. Het jy al 'n ontmoeting gehad? Ken die Here jou naam? Het jy al daai salwing gehad? Besef jy, ek wil vir jou vra, is jy besig met die dinge van die Here? Besef jy vanaand, ek is besig met die dinge van die Here in plaas van om besig te wees met die Here van die dinge. Want ek weet hier's behoefte. Ek weet hier's behoefte en ek wil vir julle sê, jy moet elke diens bywoon en jy moet die vriende saambring. En jy moet familie saambring, want hierdie naweek het niks te doen met 'n hasie en 'n eier nie. Dit het alles te doen met die Here Jesus Christus. Dit het alles te doen met Jesus Christus. Benna, ek weet nie of jy dalk vir my iets kan speel hier agter nie. Ek wil vir u 'n dringende oproep maak. Ek wil vir jou sê, as jy 'n oproep gehad het, as jy nog nie 'n aanraking van Jesus gehad het nie, dan is daar nou die kans. As daar 'n geleentheid is, ek voel jy is iemand. Ek voel jy is iemand wat sê vandag, amper daai liedjie, I need a touch of your hand, Lord Jesus. I need a touch of your hand, I pray. As hy iemand is wat vanaand 'n aanraking van die Here wil beleef, dan vra ek vir hom uit te kom. Ek vra vir iemand hierso wat dalk 'n siekte of 'n pyn of 'n skeet het, iemand wat 'n finansiële probleem het. Maak nie saak wat jy vandag voor Jesus se voete wil neersit nie. Hier is 'n geleentheid, die salwing is hierso. Hier's pastore wat jou wil bedien. Ek wil jou sê, jy moes amper al hier voor gewees het. As jy daardie behoefte het, as jy daardie ding het, weet dit. Maar bring mense saam. Bring mense saam môre. Maak hierdie kerk vol. Bring vriende, bring familie, bring kinders, bring jong mense, bring ou mense. Daar's baie ou mense wat dink, wat glo dat hulle reeds 'n ontmoeting gehad het. Hulle sê maar net, ja, ek het groot geword met Jesus Christus. Ek het nog altyd vir Jesus Christus in my lewe gehad. Maar ek wil vir jou sê, baie van ons is net besig met die dinge van die Here. Ons is net besig met daardie dinge van die Here. Hemelse Vader, ek vra Here Jesus Christus dat U hulle sal aanraak. Want die Here wys vir my, hier's iemand hierso vanaand wat pyn in die hart het, iemand wat baie hartseer is, iemand wat 'n probleem het. Hy het nie die vrymoedigheid om vir U te bring nie. Wie dit ook al is, Here, ek vra dat U daardie persoon sal aanraak. Dat U daardie persoon sal aanraak en daardie hart sal aanraak, want ek sê vir hulle, U sê vir hulle, U is hier. Ek wil vir julle sê, die Here Jesus, God is hier met ons. Wat hy eintlik hier sê is, ek is met julle, ek is by julle. Ek is by julle. Ek is by julle.
Dierbare Vader, ek wil vir hierdie man met hierdie blou hemp bid. Die Here lei vir my na hom toe. Die Here Jesus wys hom vir my uit.